Goeiedag geliefdes, ons het vandag die voorreg om te luister na die betekenis van die graanoffers. Daarvoor lees ons Levitikus hoofstuk 2. Wanneer iemand vir die Here 'n graanoffer bring, moet sy offer gesifte meel wees. Hy moet olyfolie daaroor gooi en wierook langsaan neersit. Hy moet dit dan na die seuns van Aaron, die priesters, bring en 'n handvol van die gesifte meel en olie met al die wierook neem en die priester moet hierdie simboliese offer op die altaar verbrand as 'n geurende offer, 'n offergawe aan die Here. Wat oorbly van die graanoffer kom aan Aaron en sy seuns toe. Dit is 'n besondere heilige deel van die offergawes aan die Here. Wanneer jy 'n graanoffer bring wat in die oond gebak is, moet dit van gesifte meel wees, ongesuurde ringbrode wat met olyfolie gemeng is, of ongesuurde platbrode wat met olyfolie gesmeer is. As jou offer 'n graanoffer is wat van 'n bakplaat afkom, moet dit van gesifte meel wees, ongesuurd en met olyfolie gemeng. Breek dit in stukkies en gooi die olyfolie daaroor, dan is dit 'n graanoffer. As jou offer 'n graanoffer is wat uit 'n pan kom, moet dit met gesifte meel en olyfolie voorberei word. Jy moet die graanoffer wat op die manier vir die Here voorberei is, bring. Dit moet na die priester geneem word en hy moet dit nader bring na die altaar. Die priester moet die simboliese offer van die graanoffer verwyder en dit op die altaar verbrand, as 'n geurende offer, 'n offergawe aan die Here. Wat oorbly van die graanoffer kom aan Aaron en sy seuns toe. Dit is 'n besondere heilige deel van die offergawes aan die Here. Geen graanoffer wat julle vir die Here bring, mag met suurdeeg voorberei word nie. Ja, geen suurdeeg of heuning mag as offergawe aan die Here verbrand word nie. Julle mag dit as 'n offer van die eerstelinge vir die Here bring. Maar op die altaar mag dit nie as 'n aangename geur geoffer word nie. Jy moet sout by al jou graanoffers byvoeg. Jy mag nie die sout van die verbond van jou God uit jou graanoffer weglaat nie. Daar moet sout wees by al jou offers wat jy bring. As jy vir die Here 'n graanoffer van die eerste opbrengs van die oes bring, moet dit ryp are wees, gebreekte graankorrels van die nuwe oes wat oor die vuur gerooster is. Jy moet dit bring as jou graanoffer van die eerste opbrengs. Jy moet olyfolie daaroor gooi en wierook daarop neersit, dan is dit 'n graanoffer. Die priester moet die simboliese offer van die gebreekte graankorrels en olie en ook al die wierook verbrand. Dit is 'n offergawe aan die Here. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Met die brandoffers het God vir ons gewys hoe dit vir sy volk moontlik was om hom in sy tent te aanbid. Dit is goeie nuus, want Israel kan nou die Here ontmoet. Wat sal jy doen as jy kans kry om iemand belangrik te ontmoet? Jy sal tog nie met leë hande by sy huis opdaag nie? Nee, jy sal 'n geskenk vir die gasheer saamneem. Die graanoffer was so 'n geskenk aan God. Dit is 'n geskenk om eer te betoon. Dit wys jou dankbaarheid, respek en bewondering vir God. Volgens Numeri 28 vers 1 tot 6 volg die graanoffer op die brandoffer. Die priester plaas die graan in die rook van die brandoffer en dit word dan daar verbrand. Die graanoffer is dus slegs moontlik omdat die brandoffer eers gebring is. Wanneer die Israeliete 'n graanoffer bring, gee hulle van die kos wat God aan hulle gegee het vir hom terug. Hulle besef dat hulle slegs 'n geskenk aan die Here kan bring omdat hy dit vir hulle moontlik gemaak het. God gee spesifieke instruksies oor die graanoffer om Israel te herinner aan wie hy is. Hulle kon verskillende graanprodukte as graanoffer gebruik, maar al hierdie offers moes van gesifte meel wees. Dit beteken dat hulle meel van die hoogste gehalte moes gebruik. Die Here is die almagtige koning van die heelal,
Wanneer jy vir hom 'n geskenk bring, is slegs die beste goed genoeg. God wil nie suurdeeg in die geskenk hê nie. Hy gebruik suurdeeg as 'n beeld van sonde. Daarmee herinner hy sy kinders dat hy heilig is en dat hy die sonde haat. Hy wil geen sonde in die lewens van sy mense hê nie. God se beloftes is vir ewig. Daarom het hy gesê, jy mag nie die sout van die verbond van jou God uit jou graanoffer weglaat nie. Sout bewaar kos, die sout wys die verhouding tussen God en sy volk is vir ewig. Die graanoffer het vir Israel gewys dat hulle die volmaakte geskenk aan God moes bring. Dit was nie 'n geskenk wat hulle net af en toe kon bring nie. Hulle moes dit ten minste elke oggend en elke aand herhaal. Die geskenk wat God wil hê, is dus nie 'n eenmalige goeie daad nie. Hulle moes met hulle hele lewe aan hom eer betoon. Maar hierdie offer het ook gewys dat hulle nie in staat was om die volmaakte geskenk te bring nie. Die enigste manier waarop hulle dit kon doen, was as God self die geskenk voorsien. En God het voorsien. Hy het sy seun Jesus Christus na die aarde gestuur om die volmaakte lewe as mens te leef. Jesus is sonder sonde en hy het God geëer met alles wat hy gedoen het. Hy het God geëer deur sy respek en dankbaarheid te toon. Hy het dit gedoen met sy woorde, dade en gebede. In sy gebed in Johannes 17 vers 4 sê hy, ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. In die graanoffer was daar geen bloed nie, omdat dit op Christus se lewe eerder as sy dood fokus. Hy het na die aarde gekom om die volmaakte sondelose lewe te leef. Hy het die lewe geleef wat ons, weens ons sonde, nie kon leef nie. Hy het nie net in ons plek gesterf nie, hy het ook in ons plek geleef. Jesus het na die aarde gekom om die volmaakte graanoffer te wees. Toe hy homself geoffer het, was sy vlekkelose lewe 'n geurende offer vir God. Toe ons na die brandoffers gekyk het, het ons geleer dat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het om God te ontmoet. Dit is moontlik as gevolg van God se genade. Ons dankbaarheid is 'n reaksie op hierdie genade. Ons wil 'n geskenk aan God bring om hom te bedank, want ons kan nie God se genade koop nie. Die graanoffer leer ons om hulde aan God te bring met ons lewens. Ons kan dit doen omdat Jesus reeds die volmaakte offer met sy lewe gebring het. Hy het vir ons lewe gegee en ons kan hom daarmee eer. Hoe kan ons hulde aan God bring? In Handelinge 10 lees ons van Kornelius. Hy was godsdienstig en godvreesend. Hy het sy lewe aan God gewy, maar hy moes nog van Jesus leer. God het 'n engel na hom gestuur met 'n boodskap. Een van die dinge wat die engel vir hom gesê het was, jou gebede en jou liefdadigheid het tot 'n gedenkoffer voor God opgestyg. Dis Handelinge 10 vers 4. Die gedenkoffer verwys na die simboliese offer waarvan ons in Levitikus 2 vers 2 lees. Met ander woorde, Kornelius se graanoffer was sy gebede en sy liefdadigheid. Dit is ook hoe ons geskenke aan God kan bring. Eerstens kan ons dankbaarheid, respek en bewondering wys deur ons gebede. In Openbaring 5 vers 8 en Openbaring 8 verse 3 en 4 word die gebede van die gelowiges beskryf as offers van wierook wat voor die Here opstyg. Ons gebede ruik vir God lekker. Dit gee hom vreugde. Maar ons kan slegs bid omdat Jesus volmaak geleef en vrywillig gesterf het. Hy het ons verhouding met die Hemelse Vader herstel. Daarom kan ons nou ons Vader in gebed nader. Wanneer ons bid, help die Heilige Gees ons om te bid en Jesus tree vir ons in die hemel. Tweedens kan ons aan God hulde bring met ons dade. God het ons lewens vir ons gegee. Nou kan ons hom bedank deur ons tyd en talente tot sy eer te gebruik.
In die Bybel sien ons baie voorbeelde van mense wat hulle vaardighede gebruik om God te eer. Dink byvoorbeeld aan Besaliel. Hy was 'n ambagsman wat verantwoordelik was vir die maak van die artikels vir die tent van ontmoeting. Ons lees dit in Eksodus 31. Of Tabitha wat klere vir die mense in Joppe gemaak het, Handelinge hoofstuk 9. As jy ooit wonder hoe om God te dank en te verheerlik, dink aan die dinge wat jy kan doen. Dink aan die werk wat jy reeds doen. Hoe kan jy hierdie vaardighede en geleenthede gebruik om die mense rondom jou te dien? Al hierdie dinge is geskenke aan God. Danksy Jesus se volmaakte lewe kan jy nou na God gaan net soos jy is. Jy kan hom eer met jou lewe. Dit maak nie saak of jy 'n rekenmeester, 'n ambagsman of 'n vragmotorbestuurder is nie. Jy kan die werk wat jy doen aan God bring as 'n geskenk vir wie hy is en wat hy gedoen het. Kom ons bid saam. Here ons God, uit dankbaarheid wil ons vir U leef. Leer ons om as dankbare mense U te eer en om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Ons doen voorbidding vir U kerk. Ons vra dat U kerk sal seën en dat U kerk op verskillende dele in hierdie wêreld 'n verskil sal maak en die evangelie sal leef en sal verkondig. Ons doen voorbidding ook vir kerkleiers, dat hulle U kerk sal lei soos U dit wil hê, soos U dit leer in U woord, en dat hulle ook daarin 'n voorbeeld sal wees. Ons bid hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.